vir Blerry Bierman, episode 3. Basson is reg, besef Elzaan teen 9 die aand, selfs met haar warmste sweetpak, dikste japon en skaapveldpantoffels aan, sny die Hoëveldkoue deur murg en been. Geen wonder dat die plakkers die kombuiskaste se deure afgeruk het om vuur te maak nie. Sy probeer om die houtskool met 'n stuk karton een kant toe te vee. Iewers wil sy haar nuwe opblaasmatras staan maak, verkieslik in die kombuis, want in die waskamer langsaan is die buitedeur, as hy dalkies in die nag skielik moet haasebad kies. Sy tel hande vol van die houtskool op en gooi dit op ou koerante wat sy iewers in 'n rak ontdek het. As sy nie nou haar matras opgeblaas kry en onder die device inklim nie, sterf sy net hier van die koue. Interstaatlik, want sy het nie eens 'n testament nie. Boonop is daar 'n moontlikheid dat skurke by die voordeur kan inkom. Mense wat sal moor vir 'n gasstoofie en 'n blikkie spaghetti met tomatiesous. Die gedagte laat haar besluit om 'n paar woorde iewers neer te pen, sommer teen die stuk wit muur in die waskamer. In die lig van haar nuwe gaslampie skryf sy eers vandag se datum. En toe, liewe pa, ma en Benny, net vir ingeval ek vannag verkluim of vermoor word. Ek sou dit in geen 1000 jaar van sondae aan enige van julle doemprofete wou erken nie. Maar julle was reg. Om hierdie mirasie van 'n huis op 'n dorp soos hierdie te koop, was irrasioneel. Die grootste fout wat ek in my lewe gemaak het. Die eiendomsagent het nagelaat om my te laat weet dat die elektrisiteit afgesny is. Dit en die grondbelasting is blykbaar vir my rekening. Hier is boonop 2 gastehuise in die straat, kompetisie vir die onderneming wat ek wil begin. Weet julle wat doen die reuk van heerlike curry wat my Blerry Bierman maak aan iemand wat besig is om te sterf van die honger? Ok, ek is nie regtig meer honger nie, maar dit maak my lus. Ek ken hom nie, maar ek haat hom reeds. Lief julle en mis julle vanaand bitterlik. Elzaan. Daarna kom die trane vanself. Sy druk haar gesig in haar hande en begin bitterlik huil. Haar hele lyf ruk. In haar ganse bestaan was sy nog nooit so hartseer nie en het sy nog nie sulke koue beleef nie. Boonop is sy bang. Dit is donker. Wat as sy nie slaap raak en die plakkers oorval haar in die middel van die nag? Die houertjie peperspray op die rak troos nie regtig nie. As sy net kan slaap, voel sy hopelik beter as die son môre weer skyn. Elzaan strooi die res van die koerant op die vloer en rol haar nuwe opblaasmatras oop. Sy koppel die pompie en toe begin sy trap. Later sak sy afgrond toe en pomp met die hand. Die oefening maak haar moeg. Nie warmer nie. Maar ten minste lyk dit darm asof die matras begin vorm aanneem. En Claire's Kaya langs aan. Soos altyd wag Rikus voor Rie, dat die geluide in sy gastehuis stil raak, voordat hy self gaan stort en inkruip. Maar net voor hy homself van sy klere stroop, hoor hy iets wat raas. Sulke vreemde poef, poef, poef geluide wat van iewers afkom. Dit klink nie goed nie. Dit kan enigiets beteken in hierdie mooi land van hom. Iemand wat probeer om 'n kar of 'n bussie op 'n domkrag te kry om die wiele af te steel. 'n Bliksem wat by sy ma se woonstelletjie agter die gastehuis wil inbreek, terwyl sy nie daar is nie. Of dalk sy gaste, wat met een of ander amoreuse laat-aand speletjie besig is. As dit die geval is, beter hy hulle gaan stil maak, voordat die hele huis en al die bure daarvan wakker word. Dit het intussen daarom opgehou reën, maar uit ondervinding weet Rikus, hierna kom die koue. Hy trek sy warm baadjie met die skaapvelvoering aan, vat sy flits
En net vir die wis en die onwis, druk hy sy revolver in sy sak. Hy stap rondom Kleerskaya. Die geluid kom beslis nie uit een van sy huis se kamers nie. Dan stop hy in sy spore. Die snaakse poef, poef, poef klanke kom reguit van die huis langsaan af. Die huis van meneer Stein wat leeg staan, die een wat hy wil koop. Plakkers, waarskynlik. Dit sal nie die eerste keer wees sedert oom Stein se vertrek, dat hy en die polisie besetters uit die plek moet gaan verwyder nie. Hy raak sommer van vooraf vies vir die ou kerel. Hy bel byna elke dag om te hoor wat die oponthoud met die koop is. As dit die prys is, kan hy seker sy aanbod so effens lig. Behalwe dat die oom hom aanhoudend verseker het, dat hy 100% tevrede met die prys is. Nou, hoeveel moeite kan dit dan van hom verg om net op elke bladsy te parafeer en sy handtekening op die laaste bladsy te maak? By die aftreeoord is daar genoeg mense om as getuies te teken. As die eiendom eers op sy naam is, sal hy dit ordentlik omheind, besluit Rikus. Miskien selfs sekuriteitskameras op die 4 hoeke aanbring. Rikus haal sy selfoon uit en bel sy kontak by die polisie. Sergeant Shaik Singh het hom al hoeveel keer gewaarsku om nie te probeer om die betreders op sy eie te konfronteer nie. Hierdie ouens beweeg nie alleen nie. Hulle bendes bestaan uit 'n minimum van 5. 9 uit die 10 kere is hulle boonop gewapen. Maar dit is nie alrede hoekom Singh daarop aandring om ingelig te bly nie. Die Inderman is versot op Rikus se curry. Blykbaar kon nie eens sy ma dit glo so lekker maak nie. En na elke insident, waarin Rikus hom uitroep, dring hy aan op sy pond vleis. Alright, 'n bakkie curryvleis op rys. En daar is darm so bietjie oor vir hom. Hulle plak waarskynlik weer in die kombuis. Daar brand so 'n flou liggie deur die waskamer se venster. Lig Rikus versyk in, toe die man met een van sy konstabels skaars 'n minuut later langs hom stilhou. Hulle was blykbaar hier naby aan die patrolleer. Ek sien die garagedeur is ook op 'n skreef oop, seker aanvanklik gedink om daar weg te kruip, maar toe is dit nie luks genoeg nie. Nou sit hulle iewers in die huis, fluister Shaik terug, terwyl hulle na die voordeur toe stap. Dit sal nie help om te klop nie. Die betreders sal net by die kombuisdeur of by 'n skuifdeur uitglip en pad vat. Oor 'n uur is hulle weer terug. Nee, vanaand vat hulle die bliksems saam en laat hulle in dieselfde slaap. Shaik beduie vir die konstabel om by die kombuisdeur te gaan wag staan. Hy draai die voordeur se knop. Net soos te wagte gaan die deur oop, maar dit steek vas omdat die veiligheidsketting aan die binnekant dit keer. Daarna gee die sergeant die deur 'n donkie skop. Die laas, die hout kraak, maar die ketting hou. Wat gaan ek probeer? Rikus is 'n stewige, sterk boerseun. Hy oefen boonop gereeld met gewigte. Dit is hoekom hy daarin slaag om met die deur in die huis te val. Letterlik. So in die poging om oorent te struikel, sien hy net 'n swart gesig voor hom. Moontlik 'n vrou, maar sekerlik is sy nie alleen nie. Die dat hy sy 3-8 special optel en dit gereed hou, net vir ingeval die res van die bende hom stormloop. Die laaste wat hy registreer, is toe die vrou se pikswart hand oorent kom, waar daar iets hom in die gesig tref, reg in sy oë, om presies te wees. Gelukkig nie 'n loodpunt nie. Peperspray, wat net so erg is, of erger. Hy sak in 'n onordelike bondel af aarde toe. Verdeksels, hoe lank nadat jy 'n volstroom peperspray in die gesig gekry het, voel jy nog of jy liewers moes doodgaan? Rikus is heilig oortuig daarvan dat sy sig permanent aangetas is,
Al verseker Shaik en die dokter hom dat hy oor 'n paar dae weer sal kan sien. Die slegter nuus is natuurlik die feit dat dit toe nie inbrekers of betreders was waarteen hy en Shaik hulle self vasgeloop het nie. Dit was glo 'n nuwe eienares wat die huis langsaan gekoop het. Die huis waarmee hy, wat Rikus is, soveel planne gehad het. Dit behoort nou aan iemand anders. Hoe damoer gebeur so iets? Shaik het hom ingelig terwyl hy met hom na Middelburg Hospitaal se ongevalle afdeling gejaag het. Die dokter wat hom gesien het, het besluit om hom oornag daar te hou, aangesien heel wat mense na 'n dosis peperspray hartaanvalle kry. Hospitaalbeddens is ongemaklik en Rikus slaap sleg. En al sien hy skaars, sien hy teen vanoggend genoeg om vir oom Steintjie op sy selfoon te bel om uit te vind presies hoe hierdie staatsgreep, of is dit 'n huisgryp, sonder sy medewete plaasgevind het. Dit is 7 uur en oom Stein is nie baie vriendelik nie. Hoeveel keer moet ek nog vir julle sê, dat julle my nie so vroeg moet wakker maak om te gaan bad nie? Dit is koud, en ek is nog skoon. Lyk ek vir julle soos iemand wat sokker gespeel het in die modder? Nee, dit gaan nie oor bad nie. Dit gaan oor oom se huis in Waterval boven. Dit is Rikus Fourie wat bel. Dag Rikus, hoekom klink jy so eienaardig? Het jy gedrink? Nee oom, ek is in die hospitaal. Hoekom? Is jy siek? Peperspray in die oë, oom. My magies. Oom Stein se stem klink 'n bietjie vriendeliker en toe amper simpatiek. Hy vra, hoe het dit gebeur? My nuwe buurvrou in oom se huis het my in die gesig gespuit. So vervlakste wetter. Jy moet haar sommer polisie toevat, maar wat soek sy in my huis? Sy gaan daar woon, oom. Sy het blykbaar jou huis by jou gekoop. Kan nie wees nie, smyt haar uit en vat haar polisie toe. Dan sal my moeilikheid nog groter wees, oom. Ek het haar voordeur afgebreek en boonop 'n vuurwapen op haar gerig. Seun, het jou pa en jou ma jou nie geleer om eers te klop nie? Dit was nie 'n goeie manier om te gaan kennis maak nie. Die oom kug. Nou wat bring jou op die lyn, seun? Ek wil iets weet. Hoe kon oom die huis aan iemand anders verkoop, nadat ons daaroor gepraat het? Ek het spesiaal na oom toe gery met my aanbod om daardie huis te koop. Daar volg 'n lang stilte, of die oom dink, of hy die foon afgeskakel. Uiteindelik praat hy met 'n ver afstem. Maar ek het toch geteken? Of het ek nie geteken nie? Nee, ek het geteken. Ek en Pieter. Hulle was hier met die papiere. Oom Stein, ek was daar met papiere. Toe het oom nie geteken nie. Rikus kry 'n nare, sinkende gevoel van magteloosheid. Iets verskriklik het verkeerd gegaan met een van die belangrikste goed wat hy tot nog toe in sy lewe wou doen. Of van wie praat oom nou? Wat is die man se naam? Basson, dink ek het hy homself genoem. Hy was self hier met jou kontrak. Toe teken ek en Pieter my seun. Ons teken albei. Dit was nie op my kontrak nie, oom. Rikus is lus en vloek en skop die bedkassie dat dit gang aftrek. Maar op daardie oomblik stap die oulike doktertjie wat hom gisteraand laat opneem het by sy kamer in. Hoe voel jou oom, meneer Fourie? Wil sy weet. Asof iemand dit met 'n warm yster uitgesteek het, dokter, brom hy. Maar dat sal seker een of ander tyd beter raak. Sal jy my asseblief ontslaan, dokter? Ek moet by die huis kom. Haar oë draai na die monitor, wat steeds aan hom gekoppel is.
Onder geen omstandighede nie, meneer Fourie. Jou hartklop is uiters onreëlmatig. Ons sal jou nog 'n dag hier moet hou. 'n Mens se hart kan gaan staan van skok. Oor my dooie liggaam. Rikus begin sommer om regop te sit en hy begin homself loswikkel. Die dokter gryp sy hande vas en die verpleegster hou dit oor sy maag. Juis, ons gaan jou hier hou om te probeer verhoed dat jou liggaam doodgaan. Ek ly nie aan skok nie, dokter, ek is kwaad. As daardie ou man nie met een voet in die graf gestaan het nie, het ek vandag gery en sy nek gaan gebreek. En daar gebeur het weer. Die monitor gaan ballisties, diep asemhaal en voorbegin. Ek moet die man gaan sien om uit te vind wat gebeur het. Geheueverlies van skok? Ek gaan maar vir jou 'n inspuiting gee om te slaap. Nee, wat ons hou vir jou nog 'n dag hier. Ontspan, meneer Fourie. Word vervolg.